Ons gaan op die kop 4 uur begin. Dit word ook regstreeks uitgesaai in die gesprek op Netwerk 24. So ons weet julle almal sit nou al reg vir ons, maar ons span nog vir so 5 minute. Ons sal op die kop 4 uur lewende lyding hê. Dit is my baie lekker om vandag te gesels met Dr. Pieter Groenewald. Hy is die minister van korrektiewe dienste en was ook tot onlangs die leier van die Vryheidsfront Plus, wat natuurlik deel is van die regering van nasionale eenheid. Pieter, ons wil natuurlijk baie gesels oor die portefeulje waarvan jy aan stuur is, maar daar is een vraag wat almal op die oomblik het. So ons gaan natuurlijk moet begin by die R&D. Net eers baie dankie dat jy is vandag. Baie dankie Leon, dames en heren, vir die geleentheid om hier te praat. Dit is vir my altyd 'n voorreg. Pieter, daar was hoog drama gewees in die parlement hierdie week en ook in ons regering van nasionale eenheid. Dit is nou natuurlik oor die begroting, die ANC se begroting is toe nou natuurlik in die parlement ingestem. En dit is ondanks partye soos die DA en die Vryheidsfront Plus wat nie die begroting gesteun het nie. Gaan die R&D uitmekaar uitspat en staan ons werklik op die rand van 'n afgrond na hierdie groot toets? Ek dink nie dat die R&D gaan op die oomblik uitmekaar uitspat nie. Jy weet, dit is nou maar soos huwelik. Ek het gesê die witte brood is nou verby wat die R&D betref. So ons is terug by die huis, ons moet nou besluit wie sit die katte uit en wie sit die honde uit. En baie keer is al 'n bietjie wat striwelinge daaroor. En jy weet ons daar baie mense wat hulle sê ek gaan nou skei hof toe, maar dan selfs op die trappies dan sê hulle nee, want ons gaan nie voor nie. Ek gebruik nou maar die vergelyking. Ek dink nie die R&D gaan op hierdie stadium met mekaar uitspat nie. Natuurlik die groot rolspelers is die ANC, die DA. Die DA gaan na hof toe. Ek dink hulle gaan eers kyk wat is die uitkoms van die hof op die einde van die dag voor hulle werklike finale besluit sal neem. Wat die Vryheidsfront Plus self betref, ons is 'n onafhanklike politieke party. Ons sal self besluit of ons aanbly of nie uitgaan nie. Op die oomblik het ons nie sulke vergaderings wat ons hou om 'n besluit daaroor te neem. So ons bly nog op hierdie stadium deel van die regering van nasionale eenheid. Die Vryheidsfront Plus en die DA het natuurlik nie die begroting gesteun nie. Dit bring my juist tot op die punt wat jy nou net gemaak het. As die DA hulle tassies vat en uit die regering van nasionale eenheid gaan, beteken dit die Vryheidsfront Plus sal dit ook oorweeg of nie? Dit is nie noodwendig gesê dat ons sal nie, maar ons sal ons eie besluit moet neem binne die party, sy hoogste gesagsliggaam is die Federale Raad, en natuurlik sal dit kan ek amper sê 'n objektiewe besluit moet wees van wat is in die beste belang van die politieke party, naamlik die Vryheidsfront Plus, en wat is die beste belang van Suid-Afrika? Onthou ons slagspreuk was, kom ons herstel en bou Suid-Afrika. Dink jy die DA het sy hand oorspeel nou met hierdie begrotingskrisis? Ek dink hy het, en ek wil sê die rede hoekom ek dit sê is, die DA het afgewyk van die fokus van die begroting as sodanig. Dit is algemeen bekend, en dit is my regtig gesê, hulle wat nou ander aspekte ingebring het, soos die Bella-regulasies, soos die onteieningswetsontwerp. In ander woorde, dit was nou 'n armdrukker. En die ANC maak ook die beskuldiging om te sê, maar julle nie werklik om ekonomiese redes nou teen die begroting gestem nie. So ek dink, dit het te ver gegaan. Kom ek sê, wat is die probleem met die regering van nasionale eenheid? Onthou, Suid-Afrika is in 'n nuwe fase van koalisieregering. Ek het by geleentheid gesê, dit is 'n leerkurwe vir die kiesers, sowel as vir die politieke leiers. Ek het ook gesê, ek dink dit verg sterker politieke leiers, want jy moet kan uitstyg bo net jou partybelange en wat is die beste belang van Suid-Afrika en sy mense. Nou, wêreldwyd, as jy 'n sterk koalisie vorm, dan gaan dit daaroor, jy moet vertroue hê in mekaar, die partyvennote. Op hierdie stadium kan ek nie sê dat daardie vertroue is op 'n gesonde vlak nie. Maar die baie belangrike aspek is dat wêreldwyd, kom ons van Duitsland, daar's 'n verkiesing en dit vat hulle partymal tot 6 maande voor hulle 'n koalisie vorm. Die rede is, daar moet 'n behoorlike koalisie, kan ek sê, manifest saamgestel word tussen die partye. In Suid-Afrika het ons nie tyd gehad daarvoor. Die grondwet het bepaal dat 'n regering moet binne 14 dae saamgestel word.
Daar's oorseese mense wat sê dit was 'n wonderwerk. Wat lief verstaan nie, was nie regtig 'n wonderwerk nie, ons het nie 'n keuse gehad nie. 14 dae het gekom en ons moes 'n regering vorm. Wat nou moet gebeur, is daar moet nou 'n behoorlike beleidsdokument opgestel word van alle aspekte. Ekonomies, internasionale betrekkinge, binnelandse sake, al daardie aspekte. En dan moet daardie ooreenkoms, as daar konsensus is, onderteken word en dit moet vrygestel word, dit moet bekendgestel word aan die mense, dat die mense van Suid-Afrika kan sê, hierdie regering volgens hierdie manifest. Dan kry jy stabiliteit. En dit is wat eintlik nou baie dringend moet gebeur. As nou iemand is wat ons 'n binnekykie kan gee van hoe dit nou eintlik gegaan het, van buite af het hierdie week woes gelyk. Ek weet daar was vergaderings wat gehou is. As die party verteenwoordigers daar van die regering van nasionale eenheid om 'n tafel sit, kan julle mekaar vind? Byvoorbeeld president Cyril Ramaphosa, ons weet minister John Steenhuisen. Jy, het julle daai oop gesprekke en kan julle mekaar vertrou? As jy sê vertrou, is dit 'n ander aspek, maar ek moet baie eerlik wees. Byvoorbeeld in die kabinet. Daar vind rasionele, kan ek amper sê, gesprekke plaas wat nie emosioneel raak. Daar was verlede jaar op 'n stadium was daar 'n ANC-minister wat sy eie mense nog 'n bietjie moes gekalkuleer het en so aan. Maar werklik oor die algemeen word daar ernstig gepraat in die kabinet en op 'n rasionele manier. Daar was al gevalle. Ek probeer nie arrogant wees nie, daar was al 2 gevalle waar daar 'n sekere standpunt gestel was, waar ek alleen 'n ander standpunt ingeneem het en wat die president met my saamgestem het, op rasionele gronde. Nie oor watter party gaan die grootste eer daarvoor kry of enigiets van daai aard nie. So, as jy praat van emosies, jy het gesê dit was Robert tyd nou gewees, hoog drama. Daar was ander kere in die party of in die parlement wat baie meer hoog drama gehad het, want die EFF het die stoele gebreek en daardie tipe van goed, en dit het nie gister gebeur nie. Daar was punte van orde en so aan. Ek dink die vlak van argumentering is nie baie hoog gewees in baie gevalle nie, maar dit is die politiek, dit is 'n bietjie robuuste politiek. Maar op die einde van die dag moet ons vir mekaar sê, word daar gestem, en dis hoe demokrasie ongelukkig werk. En die een wat die meeste stemme kry, daardie standpunt geld op die einde van die dag. En dan moet ons ook vir mekaar sê, dis die kiesers wat bepaal hoe sterk daardie demokrasie is. Het jy gaan stem? Het jy vir jou party gaan stem? En gesorg dat as jy oppositie lid is, maak jy die oppositie sterker. En dis waar die geheim lê van demokrasie. Jy is nou vandag, as ek reg is, 9 maande in die pos. So julle is nou al 9 maande deel van die regering van nasionale eenheid. Sou jy sê, jy gaan nog die res, en dis is 5 jaar termyn, sou jy sê, dink jy gaan jou hele termyn as minister van korrektiewe dienste kan uitdien, realisties soos wat dit nou staan? Ja, ek is nie gewoon jy vra sulke moeilike vrae nie. Maar kom ek sê so, ek werk as minister asof dit vir 'n 5 jaar termyn is. Ek het al in die verkiesing verlede jaar gesê, hierdie is my laaste termyn, praat ek van 5 jaar. So ek gaan my nie van koers afbring of ek nou nog 'n maand of 'n jaar of 2 jaar of wat ook al wil sê, ek werk asof ek vir die volgende 5 jaar daar is. En daar is nie kitsoplossings. Al sit ek net sekere aspekte as 'n fundament waarop vorentoe gebou kan word, dan is ek hoogs tevrede daaroor. Maar dit hang af, politiek is baie vloeibaar, dinge kan baie vinnig verander. Ons het al gesien wêreldwyd. Jy het een oomblike regering en dan gebeur daar iets en dan het jy 'n totale nuwe regering. Ek dink die Verenigde State van Amerika is 'n goeie voorbeeld op die oomblik. Daar's baie mense wat gedink het dit sal nooit gebeur dat Trump weer die president word nie. Hy het, en ek sê nou altyd, of jy nou van Trump hou of nie, hy is 'n politikus wat as hy gesê het hy gaan 'n ding doen, dan doen hy dit nogal reg. Ek wil nou by korrektiewe dienste uitkom, dat ons 'n bietjie daaroor gesels. Ons weet natuurlik Suid-Afrika se verhouding met Amerika is baie krapper op die oomblik. Dit gaan nie goed daar nie. En ons weet natuurlik dat Afrikaner groepe ook hulle verteenwoordigers oorgestuur het. Dink jy dit is 'n goeie ding, daai gesprekke wat aan die gang was, as jy nou praat van uit die regering van nasionale eenheid? Ek het in die staatsrede debat het ek gesê, nommer 1, dat ek verwelkom die feit dat Trump die kolle geplaas het op die Afrikaner.
En ek het ook gesê, ons moet eerlik wees met mekaar. Ek het ook vir die president op die stadium gesê, as ons na die Amerikaners toe gaan, moet ons ook die ongemaklike waarhede op die tafel sit en sê, hoe wil julle hê dinge moet gebeur? En het ek gesê, grondgrype vind plaas in Suid-Afrika, dis 'n feit. Jy kan maar gaan kyk, onwettige besetting van grond, en het ek ook in my staatsrede toespraak gesê, ons moet onthou dat die grondeienaars gaan lê klagtes by die polisie, maar die polisie tree nie op nie, hulle beskerm nie daai grondeienaar. En die polisie is 'n arm van die uitvoerende gesag, van die regering. En dan sê ek, die feit dat die polisie nie optree nie, maak die regering medepligtig aan grondgrype. Ek het ook gesê, ons sal nie voorskriftelik wees vir mense as hulle Amerika toe wil gaan nie. Ek is hier om te bly. Ek is hier om ons eie probleme. Ons moet dit net eenvoudig uitsorteer. Maar, daar's niks van, as daar groepe is wat oor see gaan nie, en ek het nou die dag ook by 'n geleentheid gesê, maar daar word gesê, maar solidariteit in Afriforum versprei 'n leuen dat daar 'n volksmoord plaasvind in Suid-Afrika. Almal weet dis nie waar. Hulle het dit ook gesê. Kom ek noem sekere name wat byvoorbeeld deelgeneem het aan televisieprogramme wat gesê het dat daar is nie 'n volksmoord, maar ons moet eerlik wees, daar vind grondgrype in Suid-Afrika plaas, dis onwettig en daar moet opgetree word. So ek het geen probleem as daar mense gaan oor see standpunte stel nie, hulle moet net die waarheid vertel. Dis al. Op daai noot van vlugtelingstatus, dit is tog nie realisties dat Afrikaners oorgaan as vlugtelinge Amerika toe nie. Wat sou jou boodskap aan almal hier in die skare ook wees oor mense wat dit dalk oorweeg om alles hier op te pak en daartoe te gaan? Ek is seker daar's nie een persoon wat vanmiddag hierso sit, wat nie familie of vriende het wat reeds eintlik geëmigreer het. Gaan praat maar met hom. Dis traumaties as jy emigreer. Kleinkinders wat weg is van die grootouers, 'n nuwe taal wat aangeleer moet word. So dit op sigself is al traumaties. My boodskap is ons mense moet baie versigtig wees, soos jy tereg sê. Daar's 'n groot verskil, byvoorbeeld as jy vlugtelingstatus het en as jy immigreer. Dis nie so eenvoudig dat nou word ek maar net ontvang. En dis 'n groot proses. So dink mooi, ek sê weer eens, dit is elkeen se keuse, dis 'n demokratiese land. En as daar mense is wat nog gaan, dan gaan hulle. Die ironie van die saak is, baie van ons jong mense is reeds in die buiteland. Hulle het nie noodwendig geëmigreer nie, maar hulle gaan want hulle kry nie werk. En ek weet waarvan ek praat, maar eie dogter gee onderwys in Dubai, want sy kon nie hier 'n pos kry. So ons kinders is klaar almal oor die hele wêreld versprei. Maar ek sou sê, vir jou eie gemoed is dit altyd goed om jou wortels te hou van waar jy gebore is, want op die einde van die dag wil jy weer terugkom na jou wortels toe. En dis hoekom ek sê, ek is hier om te bly. Deel gevorm het van hierdie nuwe kabinet, word jy baie geprys vir die werk wat jy in die kort rukkie kon uitrig kry in jou departement van korrektiewe dienste. Wat was vir jou die grootste uitdaging? En daar's baie uitdagings. Ek bedoel, hierdie departement was vrot van korrupsie. Daar is geweldige baie probleme daarso. Wat was vir jou die een grootste probleem en hoe het jy dit aangespreek sover? Nee, ek moet eerlik wees, is moeilik om te sê wat is die grootste. Ek dink daar's minstens 3 of 4 grootstes. Die een is byvoorbeeld soos jy reg sê, korrupsie. Dis 'n geweldige probleem. Die ander een is die oorbevolking wat in ons tronke plaasvind. Die derde aspek is die begroting. Die begroting van korrektiewe dienste was die afgelope 5 jaar met 11,7 miljard rand gesny. Dit is 'n geweldige effek. En dan natuurlik, saam met die korrupsie gaan natuurlik ook die smokkelary en alles wat daarmee gepaard gaan. So ek wil selfvoorsienigheid doen. Ek is op rekord waar gesê, die meeste van ons tronke het landbougrond. Ek wil toesien dat daardie grond moet weer behoorlik bewerk word. Ons moet ons eie voedsel kan produseer. Dit word op die stadium gedoen op baie klein skaal. Ek wou sou sien, as ons praat van 'n 5 jaar termyn, dat ons hier teen die einde van die 5 jaar
minstens in die omgewing wees van 70% wat ons eie voedsel kan voorsien. Dit is moontlik. Ons mense moet begin werk. Die korrupsie, kom ek gee vinnige syfers. Daar is byvoorbeeld vandat ek minister word in Julie maand tot en nou maart maand, was daar verskillende, kan ek amper sê, soektogte gehou in die tronke. Daar is ongeveer 49.000 selfone gevind. Daar is 1,5 ton, 1500 kilogram dagga en so aangevind. Nou sê die mense, dis buite beheer. Dit is buite beheer, maar die feit dat ons in hierdie kort tydjie op soveel goed beslag kon gelê, is eintlik 'n bewys dat ons het ons operasies verskerp, ons het strenger optredes, en dis hoekom ons nou kan beslag lê hierop. Ek sê altyd, hoe eet jy olifant? Jy het ons stuk verstik. Hierdie, kan ons amper sê, ondersoeke sal voortgaan. Daar sal baie streng opgetree word. As ons 'n amptenaar kan kry wat betrokke was, word hy of sy onmiddellik vernieuw ontslaan. Dan word selfs van hulle strafregtelik aangekla, maar die wiele van die howe draai maar bietjie staat. Maar ons moet ook vir mekaar sê, jy moet goeie bewys hê. En my hele poging met dit is ook waar daar amptenare is wat eerlik is en wat na vore kom, om hulle eintlik te beloon. En dit begin vrugte afwerk. Ek kan net maar sê, ek het 'n insident gehad by 'n tronk, waar die tronkhoef my, ek vra hom 'n vraag, werk die telefoon? Sê hulle, daar was 6, dan sê hy, ja, ek sê almal, ek sê sluit oop, ek wil gaan kyk. En toe as ek fisies kyk, toe is daar nou 4 van die 6 wat nie werk. Die volgende dag is daar die tronkhoef gedoen, nee, want hy, nie omdat die fone nie werk nie, want hy het gepleeg. Hy het so na vore gekom, 'n gewone bewaarder, wat sê, minister, kom kyk asseblief hier, dit is by 'n besoekersplek. Die telefoon niks werk. Daar's 'n glas, die persoon aan die ander kant, die besoeker, en hulle kyk net vir mekaar, hulle kan nie deur die glas eers praat nie. Hy het 'n spesiale brief gekry, om te sê, baie dankie, dat jy nou vore getree het om die waarheid daar te stel. En dit veroorsaak rimpels. So ons is besig om daai probleem aan te spreek, dit gebeur nie oornag nie. As ek kan praat oor 'n oorbevolking, ek weet nie hoeveel tyd het ons nie, kan ek vinnig die volgende sê, kom ek gee 'n perspektief van oorbevolking. 'n Gevangene is 'n persoon wat of 'n veroordeelde gevangene is, of 'n verhoorafwagtende. Nou daar is so rapsie oor 103.000 gevangenes wat gevonnis is. Maar en ons het 108.000 beddens. So ons het genoeg beddens vir die wat gevonnis is. Maar dan sit ek ongeveer net so rapsie oor die 61.000 verhoorafwagtings. Dis waar die probleem kom. Ons sit met 'n persoon daar wat al langer as 12 jaar wag om verhoor te word. Nou dit kos belastingbetaler R463 per dag. Ons sit met so 2127 van hierdie verhoorafwagtinges wat nie R1000 en minder kon bekostig het. Met ander woorde om op borg te gaan. Maar dit kos ons R463 per dag. Ons is besig nou met projekte. Jy het al gelees van 'n fonds wat gestig moet word om dit dan te kan betaal. En ons is ook besig om in die justitiedepartement te kyk hoe ons met hierdie mense kan hanteer. Ons het uitgewerk, as jy byvoorbeeld verhoorafwagtendes van 5 jaar en 10 jaar wat al wag, dit vinnig kan wegwerk, dan raak ons omtrent amper met 70% van ons probleem opgelos. En natuurlijk, dan kom die buitelanders. Daar is so rapsie oor die 25.000 buitelanders in ons tronke, waarvan ongeveer die helfte is verhoorafwagting. My standpunt is, en as ek enigszins in 'n posisie is om parool toe te laat, en dis 'n buitelander, is daar klare hofbevel wat hom onmiddellik deporteer, terug na sy land toe. Ons moet daardie mense uit ons stelsel uit, dat hulle terug gaan na hulle eie lande toe. Hoekom moet ons as belastingbetalers hulle versorg? So, daardie probleme word aangespreek, en ja, as dit gaan oor korrupsie in sy algemeen, ek wil hê ons mense moet weer trots wees, om te sê ek is 'n lid van korrektiewe dienste. Daarom kyk ons, daar's uniforms, jy moet jou uniform met trots kan dra, en ek staan baie sterk op, as jy verkeerd is, kan nie dadelik jou kop afkap nie, afhangende wat jy gedoen het, maar daar moet gevolge bestuur wees.
En as jy daardie dissipline kan terugkry, dan sal dit beter gaan. Net op daai noot, Pieter, ons weet geskorste amptenare van die Departement van Korrektiewe Dienste kos ons die belastingbetaler nog steeds 'n hele klomp geld. As ek dit nie mis het nie, is dit iets hier by 25 miljoen rand 'n jaar. So goed en wel mense laat hulle gaan, maar ons betaal, ons onderhou hulle nou nog steeds as belastingbetaler. Hoe kan mens dit regstel? Goed, ons moet 'n bietjie onderskei by korrektiewe dienste werk 'n bietjie anders. As jy daar aangespreek word in terme van wat ek nou gesê het, jy was deur 'n pligtig gaan smokkelware of wat ook al, gee die wet jou die reg om 'n persoon om hom dadelik af te neem. Dit maak 'n verskil. En vir syfer waarna jy verwys is die hele staatsdiens korps kan ek amper sê. En dit is 'n probleem. Dit moet aangespreek word, want baie van die mense vertraag die proses. En ons hoewe is baie streng deesdae, billikheid en regverdigheid en so, maar dit mense maak misbruik daarvan. So ons is in 'n beter posisie. Daar is van die mense, hulle word geskort, maar as ons goeie bewyse het, dan kan ons 'n manier optree. Ek wil net nie nou uitkom by die paroolstelsel, want dit was 'n groot fokus van jou die laaste 9 maande. Maar ek wil net gou gesels oor nog iets wat nou in die nuus was 'n paar maande gelede. Jy het van daai oortreders rooi laat sien toe jy natuurlik daar as deel van kostebesnoeiing die spyskaart daar in die tronk bietjie aangepas het. En hulle was toe nou nie gelukkig nie, maar dat daar nou nie genoeg proteïene is in hierdie etes wat hulle kry nie. Hoe vind mense balans? Een voorbeeld daarvan, ons het nou vroeër hierdie week vir byvoorbeeld die diamantsmuis in Liebenberg gesien en hy het natuurlik baie mare uitgeteer gelyk en hy het gesê is omdat hy nie kos in die tronk kry nie. Wat sal jou reaksie daarop wees? Kry oortreders onder wie Liebenberg genoeg voedsame kos in die tronk? En wat is jou boodskap dan aan hulle as hulle hier kyk? Baie van hulle het mos nou selfone. Ja, my boodskap aan Liebenberg is jy net die kos gee wat jy kry. Dis hoe eenvoudig dit is. Wat ons daar gedoen het is, dis 'n 12 dae siklus. Ons gaan kyk na die dieetprogram of dieetplan en daar streng wetlike vereistes. Daar moet 'n sekere hoeveelheid proteïene, daar moet 'n hoeveelheid koolhidrate, groente, vrugte ensovoorts. En ek kan die versekering gee, die nuwe plan voldoen aan al daardie vereistes. Maar wat het ons gedoen? Waar gevangenes byvoorbeeld 4 dae uit die 12 dae beesvleis gekry het, 4 dae uit die 12 dae varkvleis gekry het en dan ander hoender ensovoorts en vis selfs, het ons dit nou gaan verander. Jy kry nou net 1 dag uit daai 12 beesvleis en 1 dag kry jy varkvleis en dan word die res vervang met soja. Want soja is baie hoog in proteïene. So ons wil doen aan al daardie wetlike vereistes. En ek kan u verseker, net met daardie verandering het ons 'n besparing van 407 miljoen rand per jaar bewerk of teweeggebring. Onmenslik as ek dit sê nie, ek is baie eerlik daaroor. Mense moet verstaan, die tronk is nie 'n hotel. Mense moet bang wees om tronk toe te gaan. So, ons wil doen al die wetlike vereistes en ek dink dit is die reg van die belastingbetaler om toe te sien dat hulle geld spaarsamig aangewend word. Ek dink sodra daai groentetuine nou gaan begin realiseer, gaan ons nog 'n klomp geld spaar, want dan is al die vars produkte ook sommer daar uit die gevangenes self uit. Inderdaad, en ek wil ook sommer sê, hulle gaan ook met gemeenskapsdiens gerig. Ek is in 'n proses as dorpe met slaggate. Ek wil sien dat daardie van die gevangenes sekere kategorieë gaan help om slaggate toe te maak in die straat. Die paroolstelsel en die paroolproses in Suid-Afrika is 'n groot probleem op die oomblik. Dit is gebrekkig op die oomblik en dit was vir jou ook 'n groot fokus geweest die laaste 9 maande. Het jy verskeie hoë profiel oortreders teruggestuur tronk toe? Dit was die eerste keer of ja, daar in Alison Botha se aanvallers was die eerste keer sover ek verstaan in geskiedenis wat iemand wat uit is op parool weer teruggestuur is. En jy het ook seker gemaak 'n klomp hoë profiel oortreders bly in die gevangenis. Hoekom is dit so belangrik en hoekom het jy die vergrootglas op hierdie sake gesit en veral diegene wat vir parool oorweeg word? Kom ek van die welbekende saak van Alison Botha. Jy is reg, dis die eerste keer, want die argumente daaroor gaan hulle parool gekry. Ek het nie parool gekry, die vorige minister.
En hulle sê hulle het aan al hulle paroolvoorwaardes voldoen. En hoekom moet hulle terugkom? Daar is 'n bepaling in die 'n wet, in die korrektiewe wet, wat wel bepaal dat 'n minister mag binne 2 jaar van die parool mag hy dit herroep met geldige redes. Nou, al wat ek wil sê oor die saak is die volgende. Ons moet onthou dat die regsverteenwoordigers van Ellison Botha was besig met 'n regsaksie teen die korrektiewe dienste. Ek het gekyk na die saak, ek het regsmedings gekry. Hulle het baie goeie saak gehad. En moes ek 'n besluit geneem het, gaan ek nou maar wag vir hulle saak. Maar toe kom ons af op hierdie artikel wat sê jy kan binne 2 jaar, hulle sou nou in Julie maand so die 2 jaar verby gewees het. En het ek gaan kyk na hulle profiele en kan ek sê dat albei is hoë risiko profiele. Nou wat is 'n hoë risiko? Dit beteken daar's 'n baie hoë risiko dat die persoon weer 'n oortreding kan begaan. En ek besluit dit is beter dat hulle dan terugkom. Onthou net dat die minister besluit het finaal oor paroolaansoeke van mense wat lewenslang gevonnis is. Die ander word deur 52 paroolrade hanteer. En ek het 'n gesprek gehad met van die paroolrade. En wat is die allerbelangrikste aspek wat by parool moet geld? Dit is dat ek sê ons is korrektiewe diens. Ons lewer 'n diens aan die mense van Suid-Afrika. En daardie diens is om hulle te beskerm teen misdadigers. So die risiko, as 'n risiko matig of hoog is, kan ek nie sien dat jy 'n persoon op parool kan plaas. Want dit beteken dat daardie persoon het 'n goeie kans om weer 'n misdrijf te gaan pleeg. En kom ek gee vir julle 'n bietjie statistiek. Die nuutste statistiek in terme van persone wat dan byvoorbeeld parool gekry het. Net basies sê ons dit nie eers die volledige finansiële jaar. Is hier die omgewing van 5.900. In daardie gevalle was daar ongeveer 9% wat weer oortredings begaan het tydens hulle parooltydperk. En van daai 9% het 30% ernstige misdade gepleeg soos moord, verkrachting, poging tot moord ensovoorts. En dit is nou vir my goeie statistiek vir 'n argument om te sê jy moet doodseker maak. En natuurlik daar's maatskaplike verslae, daar's sielkundige verslae, kriminoloë wat verslae gee en ek staan daarop. As jy dan nou baie goed jou wil gedaan het tronk, moet jy ook deur daardie toetse gaan en as jy 'n risiko is, dan gaan ek jou nie laat kan uitgaan. So die hele paroolstelsel moet na gekyk word. Ek dink daar was 'n houding gewees van ons moet ons tronke leegkry. Daar's te veel mense in die tronk. Kom ons gee maar liewer parool. Ek sê nee, die oorweging is hoe word die gemeenskap beskerm? En onthou 'n paroolraad, die 52 bestaan uit 6 mense waarvan 4 uit die gemeenskap uitkom. So ek dink tog hulle verstaan nie altyd presies wat is die risiko. Jy kan nie in respek, ek sê nie die predikante is so nie. Ja, ek is ook 'n gelowige, 'n Christen en natuurlik mense kan verander, ek ken van hulle kan name noem. En dan is dit 'n geval dat jy kan nie net bloot op grond van dit sê jy kan maar gaan, jy kry gevaarlike misdadigers. Hulle sê hulle is nou hierdie groot Christen. Maar eintlik is hulle psigopate, want hy wag tot sy 2 jaar verby is en dan pleeg hy weer dieselfde moord. So dis 'n komplekse saak. Ons kyk nou daarna. Ek wil 'n nuwe kriteria stel vir mense wat kan 'n lid word van 'n paroolraad. Ons kyk na regulasies wat ek as minister kan aanpas. Ons is in daardie proses. So daar's baie werk wat gedoen moet word en ons sal voortgaan. Ek wil baie graag nou vrae van die gehoor af kry. So as jy 'n vraag het, steek sommer hand op en dan bring ons 'n mikrofoon daar na jou kant toe. Mag jy voor ons 'n mikrofoon uitkry. Ek kan sommer net jou naam sê, waar jy vandaan kom en die vraag lekker kort hou vir Pieter Meyer. Ek is Heidi van Melkbosstraat. Ek is 'n oud lid van korrektiewe dienste
En ek wil net eers sê baie dankie vir wat u doen, want ons raak weer positief om te sê ons was in korrektiewe dienste. Ek weet graag by u hoor, u het genoem van die landbougrond. En wat is die moontlikheid? In die 80er jare was daar werkswinkels, onder andere by Polsmoor, volledig toegeruste werkswinkels waar die gevangenes geleer het om ambagte te doen, houtwerk te doen. Ek besef met die begroting is dit seker nou dalk 'n probleem, maar wat is die moontlikheid dat dit weer, dat hulle nie ledig in die tronk is nie, maar iets meer terwyl hulle is. Ek sal maar die Engelse terme gebruik in korrektiewe dienste sou ek sê die is nog die old school. So dit is 'n nadruk. Nee, kom ek sê so, behalwe die produsering van kos, groente en alles, daar selfs beeste, melk en alles, het ons werkswinkels waar metaalwerk, houtwerk gedoen word. Ek kan byvoorbeeld vir julle sê, al my meubels in my kantoor en hoofkantoor in Pretoria, sowel as in Kaapstad, is gemaak deur gevangenes. Ek is reeds in gesprek met die minister van onderwys, sodat ons weer skoolbom kan maak. Die mense moet werk, hulle moet besig wees. Ek beskou werk vir 'n gevangene as deel van rehabilitasie. Want as hy sit of sy sit en niks doen, dan, soos hulle sê, ledigheid is die duiwelse oorgister. So, daar is programme, daar word gekyk byvoorbeeld na opleiding te gee en sekere vaardighede daar te stel. Ons is in 'n proses met 'n maatskappy wat byvoorbeeld in die landboubedryf is, wat hulle selfs na die tyd 'n sertifikaat kan uitreik. Wat sê hierdie persoon kan nou trekker, hy's 'n trekkerbestuurder. Klink vir my en vir u miskien nou belaglik, maar so 'n persoon kan dalk makliker werk kry. En hulle help selfs na die rehabilitasie of nadat hulle uitgaan om werk te kan kry. So dis 'n omvattende projek. Hy's nog 'n bietjie in sy wegspringfase, maar hy kan vinnig momentum opstel. So ek kan hierdie versekering gee, ons probeer al daardie vaardighede aanleer en ook tot voordeel aanwend van byvoorbeeld soos onderwys. Ek sou ook voorsien dat alle staatsdepartemente moet hulle meublement aankoop, maar ons moet ook die kapasiteit hê. Ons het nie op die oomblik daardie kapasiteit nie. Want as jy dit doen, dan skakel jy klaar miljarde rande so korrupsie uit. Want hulle hoef nie tenders te gaan vra nie en sekere mense te probeer bevoordeel nie. Daar's geen kommissie as hulle dit by korrektiewe dienste kry nie, soos ons verwag. Die vorige onderhoud wat ons gevoer het, was juist daar by jou kantoor. Daai meubels is baie mooi, so as hulle begin aan die publiek verkoop, is ek voor in die ry. Volgende vraag as iemand 'n hand op het. Hierso het ons 'n vraag hier. Dis Stefan Skutse. Seker jy gaan 'n lekker vraag vir die minister. Nog 'n vraag vir die minister, steeds om die. Dit hierso sien ek. Goeiemôre, minister. Ek is Karel Botha. Ook so 22 jaar in korrektiewe dienste, hoof van die gevangenis, op 'n gevangenisplaas gewerk. Ek stem saam met hierdie ou kollega hiervoor. Dit is nou weer 'n bietjie hoop by korrektiewe dienste. Baie dankie daarvoor. Ek wil net noem, ek het so 10 jaar terug het ek 'n besigheidsplan opgestel vir korrektiewe dienste. Doodeenvoudig waar gevangenes arbeid verrig binne in gevangenisse en dan kom ek stel dit so. Ek het ook bedryf van papier of op die oomblik 'n onderneming wat ondervinding het van die vervaardiging van toiletpapier en ander tissueprodukte. En ek het toe vir meneer Smalburger, ek weet nie of hy nog deel is van die bestuur nie, hy was daai tyd die streekskommissaris van die Weskaap, hier op George saam met sy bestuurspan ontmoet en toe 'n besigheidsplan voorgelê waar die fondse wat die staat of die korrektiewe dienste bespaar deur die vervaardiging van toiletpapier en vir selfgebruik en versprei na ander departemente toe, dat dit aangewend word vir opleiding vir gevangenes, binne gevangenes wat rehabilitasie bevorder ensovoorts. Die reaksie was vir my verskriklik teleurstellend, omdat ek baie energie en tyd daarin gesit het en al wat vir my gesê is op die vergadering is, wat moet ek dan vir 'n ma sê wat vir my kom vra, moet my kind eers tronk toe gaan voordat hy opleiding kry. Nou ek kon nie dit verstaan nie, want in die eerste plek was dit een van die kernrolle van die departement van korrektiewe dienste, veilige bewaking en dan die rehabilitasie van gevangenes. So dit is wat ek graag net vir u wil noem, en as dit vir u reg is, sal ek graag 5 minute na hierdie gesprek dalk met u net vinnig 'n gesprek wil tree rakende dit. Dan die tweede ding is iets wat ek ook
wat swaar op my gemoed lê in die opsig dat ek dink as gevangenes kwalifiseer vir parol en hy gaan oor 3 maande op parol uit. En omdat gevangenes so vol is, hoekom kan die korrektiewe diens nie in samewerking met die privaat sektor sekere instansies hê waar die gevangenes dan 3 maande voor die tyd reeds uit gevangenes geplaas word onder minimum bewaking, want hy word oor 3 maande vrygelaat op straat, waar korrektiewe dienste nog steeds in beheer is en wat daai gevangenes vir daardie 3 maande by plaaslike munisipaliteite soos deur middel van korrektiewe dienste, soos korrektiewe toesig op dieselfde basis, net 'n ander naam miskien, help om riviere skoon te maak, strate skoon te maak ensovoorts. KAK sal ek jou 5 minute Baie dankie. vir onderhoud in my kantoor, is reg. Ja, kom ek sê so, wat jy sê verstaan ons. En dit is aspekte waarna gekyk moet word. Ek het net gesê, ons wil sien, ons doen dit gemeenskaps, kan ons sê, ondersteuning of dienste. Ek het gepraat van slaggate. Daar is baie ander goed wat hulle kan doen. Hulle kan sorg dat die tuine skoon gemaak word. Hulle kan sorg dat die sypaadjies skoon gemaak word. So, die projek is weer aan die gang. Jy praat van 3 maande ensovoorts, daar's maniere om ook met hulle te hanteer. En dit gaan oor op die einde van die dag vir alles mense wat ook op parol val, om beter monitering te kan doen. Ons kyk byvoorbeeld, daar is nou elektroniese bande, maar dit kos baie duur. As ek vandag kan terugkom na parol toe. Die moderne tegnologie is dat daardie band kan vir jou sê as die persoon byvoorbeeld alcohol gebruik of selfs dwelms. En alle parol voorwaardes sluit in, jy mag nie drank drink as jy op parol is. So daar's baie maniere om baie beter beheer te kry en beter produktiewe aanwending. Ons kyk na alles. Nog 'n vraag waarvoor ons tyd het. Net terwyl die mikrofoon nie uitkom, as ek nou in die publiek was, sou ek hierdie wou gevra het. Ons was in die parlement gewees 'n hele klomp jare gelede en eendag groot sitting het hulle ons daai, soos hulle in Engels sê, die signal blocker gehad, toe niemand se fone gewerk het nie. Dit was nou daai groot omstredenheid. Hoekom kan ons nie sulke seinblokkers bo op die gevangenes sit nie? Dit maak vir my ons baie sin vir hierdie smokkelary en die selfone nou. Ja, dat ek dadelik sê, daar is 'n bietjie probleme met dit. Nommer 1 is jy moet toestemming kry by die KASA en daardie owerhede, daar's probleme daarmee. Jou ander dilemma is van die apparate, as dit 'n groot area is, kom ek van nou Goodwood is 'n goeie voorbeeld. Die N1 gaan letterlik langs die tronk verby en as jy daardie syne daar blok, dan klaar die nooddienste weer en sê maar dit kan as daar 'n ongeluk plaasvind, dan vind nog 'n ongelukke daar naby plaas, dan sit hulle met 'n probleem. Selfs die gemeenskap, deel van ons probleem is dat baie van ons tronke is nou al deel van die gemeenskap. Kom ek van Leeukop. Leeukop was jare terug as ek oor in die veld gewees. Nou is hy heeltemal omring. En dit is, daar word gekyk, daar is ander baie meer gesofistikeerde apparate of tegnologie. Ek het byvoorbeeld al van 'n privaat maatskappy wat vir my presies sê uit watter sel kom daar sekere syne en die piektyd is 11 uur sonnaandoggend. So dit is daar. Hoe kom jy dan? Is dit dan wat hulle met hulle mense wil praat of wat is spesifiek aan daai ding? Ja, ek was nog nooit in die tronk gewees, maar iets sê vir my dat ek aanvaar, dit is of die familie kom terug van die kerk af, net voor hulle kerk toe gaan, dan is dit nou 'n lekker tyd om te gesels. Dit is omdat ek nou kan aflei hoekom. Maar weer eens, dit kos baie geld, en selfs al het jy privaat maatskappy, hulle vra hoë tariewe, en 'n mens kan dit verstaan. En ek het net verwys na die begrotingsprobleem. As ons geld het, kan ek nie verseker kan ons nie wag vir 5, ons nie te wag vir 5 jaar nie. Dan wil ek die amper sê binne 2-3 jaar het ons baie min probleme. Jy was al baie in die intronke gewees, daarom nog net nie aan die ander kant van die tralies, Pieter. Hier is nog 'n vraag hier voor. Mia, ek is Gordon Fransie. Ek wil graag net by die minister hoor regstellende aksie en korrektiewe dienste. Wat het hy gevind, wat het die minister gedoen en wat sien jy op die oomblik? Dankie, meneer Lagrange. Kom ek sê vir julle so, dames en here, ek is uitgesproke persoonlik is teen regstellende aksie. En vir my gaan dit oor meriete. Daar's 'n lang proses om mense aan te stel, as 'n paneel wat saamgestel moet word, beoordelings ensovoorts. Ek het sommer van die begin af gesê. Ja, ek wil weet wat is die regstellende syfers, maar ek wil die beste kandidaat hê wat die werk kan doen. En dan kan ek vir julle sê, dit werk. Ek het nou al 2 gevalle gehad
van 2 vroue, die ene wit vrou. Selfs in die onderhoude het sy die beste gevang. Maar hulle wou nie vir haar die pos nie. Maar ek as minister moet dit goedkeur. Toe vra ek, sê gou vir my julle regstellende syfers, aksies. Hoeveel wit vrouens is dit? Sê hulle nee minister, as die een. Toe sê ek, dan stel julle aan. Ander geval was, baie hoë pos, is 'n bruin vrou, sy die beste geval. Daar is allerhande argumente, kom van buite af, het nie die ervaring nie, toe sê ek, sê vir my, hoeveel bruin vrouens is op baie vlak? Nee, die een minister, sê ek, dan stel julle aan. So, vir my gaan dit net interpreteer. Wie is die beste kandidaat en daardie persoon, ongeag van ras of van geslag, ek soek die beste mense om die posisies te bekleed. Ons het nog tyd vir een vraag van die publiek. Afsteek jou hand so hoog in die lug as jy die laaste vraag wil hê. Is daar nog enigiemand wat 'n vraag het vir die minister? Hier is nog een hier voor, Marlies. Kan ons gou 'n mikrofoon hier vorentoe bring? Marlies skryf natuurlik die artikel wat op Netwerk 24 gaan verskyn. So julle moet almal hierna die artikel gaan lees en natuurlik hierdie onderhoud sal julle ook daar weer kan kyk. Goeiemiddag. Ek wil terugkom by die regering van nasionale eenheid. En ek wil vra, ingeval is ons nou wanneer die begroting, wanneer daar hierdie probleme is en moontlikheid dat die RNB gaan skeer, is mense bekommerd dat die ANC en die EFF kan saamwerk, die ANC en NK. Met jou kennis wat jy het, wat agter die deure gebeur, moet mense daaroor bekommerd wees? Kyk, laat ons dit vir mekaar sê, as ek jou reg hoor, dat ja, daar is neigings wat betref die EFF en NK party, en dit is goed vir iemand. Daar moet geen twyfel wees. Kom ek sê so, daar's baie mense wat sê, gaan die ANC nou saam met hulle wil gaan, as die DA nie daar is. Ek kan nie om sê, my oordeel is, die president, as hy 'n keuse moet maak, dan sal hy eerder bly by die DA. Jy weet, ons sê altyd in politiek, die keuses gaan nie oor goed en sleg, dit gaan oor sleg en slegte. So, ek dink, uit sy perspektief, dit sal sleg wees om saam met die DA te gaan, maar dit sal slegter wees om saam met die EFF te gaan. Ek hoop dit beantwoord die vraag. Dit bring my nou weer terug by die politiek en die party waarvan jy tot in Februarie nog aanstuur was. Ek dink baie mense hierso wonder ook, hoekom is jy nie meer die leier van die Vryheidsfront Plus nie? Sover ek verstaan het jy teruggestaan, hoekom het jy dit gedoen en het jy dan die verantwoordelikheid om minister te wees bo die party geplaas? Ek het baie duidelik al voor die verkiesing gesê, dat hierdie termyn gaan my laaste termyn is, ek het dit net gesê. Ek kan maar vir sê, ek word 70 hierdie. En die Vryheidsfront Plus se grondwet sê dan met elke 3 jaar moet daar nuwe leierskap gekies word. Ek moes 'n keuse gemaak het, en ek het dit gesê. Die werk as minister en as leier van die party is eenvoudig net te veel. Veral met die uitdagings wat ons het by korrektiewe dienste. Ek het gesê vir die federale raad, ek kan nie al twee doen nie, en ek het besluit dat ek gaan aan as minister, want die tweede rede is, ek wil, kan ek sê, geleenthede skep vir die nuwe jonger geslag. As jy gaan kyk na die statistiek van die verkiesingskommissie, in die laaste verkiesing was 42% van geregistreerde kiesers was die ouderdom 18 jaar tot 39. En ek is nie persoon wat sensitief is oor ouderdom nie, ek sê die nuwe generasies moet inkom. En het ek gesê ek sal terugstaan om my werk volledig te fokus op korrektiewe dienste. En onthou ons het einde 26, vroeg 27 het ons 'n munisipale verkiesing. Ek sou wil sien dat 'n nuwe leier dan wel gevestig is om dan daardie veldtog te kan voer. As ek minister gebly het, dan was dit onmoontlik. Ek weet wat behels dit in munisipale verkiesing en alles wat daarmee gepaard gaan. En ek is tevrede.